Vandag se teks lees ek vir ons uit Psalm 34 vers 19. Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het. Wie se gees verpletter is, verlos hy. Psalm 34 is gebore uit 'n besonderse oomblik in Dawid se lewe. Hy het pas aan groot gevaar ontkom en kyk terug met 'n sin van dankbaarheid. Daarom begin hy die Psalm deur te sê dat hy die Here wil prys. Maar sy lof kom nie uit 'n maklike lewe nie. Dit kom uit die ervaring dat God hom nie in sy nood verlaat het nie. In die middel van die Psalm vind ons seker een van die mooiste beloftes in die Bybel. Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het. Hierdie woorde is vir mense wat swaar kry, teleurgesteld is of onder 'n groot las leef. God bly nie op 'n afstand wanneer sy kinders se harte breek nie. Hy kom nader. Dit beteken nie dat die Here elke probleem onmiddellik wegneem nie. Dawid sê self dat 'n regverdige baie teenspoed sal ervaar. Geloof is dus geen waarborg teen moeilike tye nie. Maar dit is die versekering dat ons nooit alleen daardeur hoef te gaan nie. Die Here hoor wanneer sy kinders na hom roep en hy dra hulle selfs wanneer hulle nie meer die krag het om hulle self te dra nie. Hierdie waarheid sien ons die duidelikste in Jesus Christus. Hy weet wat dit beteken om verwerp, bedroef en gekwel te wees. Daarom is hy nie 'n verlosser wat ons lyding van 'n afstand af bekyk nie. Hy verstaan ons pyn en nooi ons om alles na hom toe te bring. Wanneer ons gebroke voel, dink ons maklik dat God ver is. Die Psalm sê juis die teenoorgestelde vir ons. Dit is dikwels in ons swakste oomblikke dat ons sy teenwoordigheid die duidelikste leer ken. Sy krag word sigbaar waar ons eie krag ophou. Ons bid dikwels dat God ons uit moeilike omstandighede sal haal. Soms doen hy dit. Ander kere verander hy eers ons terwyl ons nog deur daai moeilike tye gaan. In albei gevalle bly sy belofte dieselfde. Hy is naby. En vir iemand wat weet dat die Here naby is daar altyd 'n rede om met hoop vorentoe te leef. Here, dankie dat U altyd naby is wanneer ons harte swaar is. Help ons om nie moed te verloor wanneer ons swaar kry nie, maar om ons toevlug by U te soek. Laat ons elke dag leef in die troos van U teenwoordigheid en die sekerheid van U trou. Amen.